Ek het my nog nooit eintlik in die Bybel as iemand anders as Barabbas gesien nie. Ek het 'n gedig oor hom geskryf, want waaraan Barabbas kon skuldig wees, was ek skuldig aan. En in kerke, interessant, teologies is hulle kwaad somtyds vir Barabbas, want hy kom uit die tronk, en die volk sê ook, gee ons die sondag, gee ons die ellendeling, en kruisig hom. Maar die volk het dit nie geweet nie. Lucifer het dit nie geweet nie. Die mag van die dood het dit nie geweet nie. Dat daai man Barabbas in die tronk, wat reg was om verwoed, stikkend geslaan, sy kruis, die kruis waarop Jesus Christus gesterf het, was Barabbas se kruis. Verstaan nie wat ek sê, die spykers, wat daar geroes gelê het, reg in die bak by die hamer, was vir Chris Marks gewees. En iewers gil, nie eers Christus nie, 'n volk, gee ons, kan nie dit glo, my naam is so belangrik, Chris Marks, gee ons Barabbas, kruisig hom. En op daai oomblik toe die ruiltransaksie plaasvind, en Barabbas uit die doodselle uitkom, en hy kom agter, ek is vry. Halleluja. Ek gaan nie sterf nie. Amen. Iets het gebeur, en moontlik moes iemand gesê het, sien jy daai stikkende geslaane wêreld, sien jy daai bloed wat hier daar loop, sien jy die stuk hout wat die man van Jona, wat sy naam ook al is, help dra. Dit is joune. Sien jy daar op Golgotha, hoe die hamer en die spykers in sy hande gaan. Dis alles joune, maar jy's vry. Jy's vry. Gaan huis toe, geniet jou familie.